Vir die EFF is dit 'n moeilike tyd, want ag jy wou Julius, Nie alle tyd nie. dis nie hulle tyd nie. Kyk, na sy skuldig bevinding kan hy homself nou nie eers meer in die voet skiet nie. Want hy mag nie. So hy van dalk net 'n klip hard laat val of iets soos dit, maar daar Hy skiet sy eie ligkastele. presies. Baie welkom by die episode van Net Nog Enetjie. Luister gerus saam, gesels saam. As jy by die huis is, beskik nog enetjie, maar in die kar. Ja, hierdie week praat ons oor die registrasie-naweek is nou verby, so die verkiesing kom en dan kan ons net 'n bietjie kyk na wat kom met die verkiesing en wat beteken dit vir ons? Is dit die moeite werd of moet jy eerder braai? Jy kan altyd braai, Ons kan altyd braai. maar jy kan ander goed ook doen. Ja, stem voor die tyd, braai, stem na die tyd. Stem tussenin. Ja. Net nog enetjies op Apple Podcasts, Spotify en YouTube. Like en subscribe asseblief as jy op YouTube is. Daar's 'n thank you knoppie. Trek hom asseblief in die rooi. Baie dankie vir baie klein hierdie JD 56716. Baie dankie JD vir jou bydrae. Ons waardeer dit baie. Ons vat vandag hier op JD. Lekker. 57616. En baie dankie ook vir Kultuurkafee vir ons bierbekers. Besoek hulle webwerf gerus. Hulle het baie ander interessante items wat jy Kultuur stemdag- eie produkte. kultuur eie produkte wat jy op stemdag kan gebruik tussen stemmery, stem vroeg, stem gereeld. Gereeld. Stem gereed. Maar ja, stem vroeg. Om jou stem te laat hoor. Ja. Ja, so die politiek polemiek is volstoom aan die gang. Alles besig met hulle dingetjies. Ons sien oral die mooi plakate. Ek moet sê daar's nog 'n paar van die politieke partye wat verseker chat bietjie ingespan het hierdie jaar. Dis nogals nuwe ontwerpe en Mens kan goed, sien dis nog nie volstoom verkiesingsseisoen nie want die pale is nog nie heeltemal vervuil. Ja, hulle is nog leeg geraak, ja. Ja. Ja, is nog nie vol nie. Maar ja, dis aan die gang en ons sien op ander plekke dingetjies gebeur, mense wat voorbrand maak, natuurlik al die kandidate wat aangewys word en dit was dan nou soos Connie genoem het die laaste registrasie naweek en ek dink ons nog 1 of 2 of 3 dae oor om registreer. Ja, om te registreer en dan is dit wanneer is die verkiesing? 4 November. 4 November. Ja. 4 November en dan gaan ons crazy trek. So hierdie jaar natuurlik is 'n munisipale verkiesing en nie 'n nasionale verkiesing nie. So kom ons herinner net gou almal wat die verskil. Ja, so nasionaal kies jy die parlement. Munisipaal kies jy die stadsrade. So hierdie is nou stadsraadsverkiesing eintlik. Vir meeste mense dink ek is altyd 'n verwarring as 'n vakansiedag waar jy stem, so dit voel soos dieselfde ding. Maar wat belangrik is met nasionaal kan jy eintlik by enige stempunt stem en munisipaal nie. Jy kan net by die een waar jy geregistreer is stem. Net waarvan gaan op die webwerf gaan kyk jou registrasie. Dit is regtig nie 'n probleem nie. Maar dit beteken ons kies nie vir president nie, ons kies nou burgemeester soos wat Pretoria se kandidaate is Silje en Willie Spies vir die Vryheidsfront. Ek is seker by die ANC is nie heeltemal aangewys. Ek dink nie hulle het nie. Weet nie. Die EFF het die naweek ook aangewys as hulle tesourier-generaal. Ja, so dis nou en dan so maar die storie van hierdie verkiesing omdat dit munisipaal is gaan wees almal beklei vir die metros. Ja, ek dink wanneer dit uiteraard nasionaal is die fokus ook baie meer op die onderskeie partyleiers natuurlik. En is hulle half die gesig van die verkiesing, waar in hierdie geval soos hy nou genoem het, dit is hierdie spesifieke kandidate spesifiek vir die metros en dit is dan nou ek meen veral in die metros waar daar 'n veldstryd verwag word by hoeveel metros het ons 8 waar daar ja en ons weet by baie van daar is daar verskriklike groot probleme in baie van die metros wat eintlik besig is om mekaar uit te val en soos ons ook gesien het met die ouditeur-generaal se jongste audit verslaan goed dit gaan regtig nie goed nie. So mense gaan dan nou daadwerklik begin dink vir wie hulle gaan stem. So hoe gaan mense te werk om te besluit vir wie jy stem? Moet jy verkiesingsmanifeste opswat? Voordat ons kyk dalk na individuele metros of gebiede waar daar probleme is, plaaslike verkiesings is eintlik meer brood en botter kwessies, nee, dis is goed wat mense regtig aan die bas voel. Behoort Dit is te hoe wees. dit om jou lyk. En dit is veral hoekom dit belangrik is. As jy al vir weke sonder water sit of jou krag elke tweede dag af is, Jou straatligte vir jare nie werk nie. jou straatligte werk nie, jou vullis hoop op. Dit is die goed waaroor jou plaaslike regering 'n invloed het. Die parlementslid het baie werk om te doen, maar hy kan nie eintlik jou slaggat op voetsoervlak regmaak. Dus dit is hoekom dit saak maak
Ja, dit is kyk, dit is wat die regering direk aan die publiek raak meeste van die tyd. Is by die plaaslike regeringssfeer. Die werklikheid in Suid-Afrika is dit behoort eintlik net oor dienslewering en brood en botter te gaan, maar dit doen nie, want is partytetiek nog steeds, so dis baie keer is dit soos 'n barometer vir die nasionale verkiesing. Die munisipale verkiesing tussenin. By ons is die groot storie van hierdie jaar sinne gaan teen net Johannesburg en Pretoria wees. Daar's nie veel anders. Die Kaapstad dink ek is die DA is redelik seker hulle gaan weer wen. Ek dink daar gaan selfs in Ekurhuleni of die Oosrand dan nou 'n verandering in die stadsraad wees noodwendig nie. Maar Johannesburg en Pretoria is in spel met 'n kans dat dit DA geleide koalisies toe gaan. Gaan ons sidebets vat. Ons gaan net nou sidebets vat. 100%. Ja, kom ons praat eers Ek wil net eers dink vir wie gaan ek. Hoekom maak Tshwane en Johannesburg saak? Man, want dis die een plek waar die bestaande regering kan verander. Regtig kan verander. As 'n klomp kleiner stadsrade, so wat ons gaan sien, is 'n klomp koalisies in ander stadsrade soos wat die ANC se steun daal. Maar die groot twee wat nou maar dophou is een Johannesburg met Helen Zille en haar amfibiese veldtog daar. Wat sy deurvoer, kan sy burgemeester word, en dan Pretoria waar Silje met Roman Brink op pad terug is om hopelik die burgemeester kan word nadat Action SA ons besluit het. Nee, ons gaan julle in die rug steek. Action SA in Tshwane word op vir my meer verward by die dag. Ja, hulle weet jy wat aangaan nie? Ek dink nie hulle het ooit regtig geweet wat aangaan nie, maar ek dink hulle was net so verbaas oor daai eerste verkiesingsuitslag waar hulle actually 'n paar stemme gekry het en een van die oppositiepartye gebord het, maar ja, van daar was dit redelik dan nog so. Die eerste vraag is, moet jy gaan stem? Wat gaan julle stem? 100% ja. Hoekom? Wat jy moet. Wat jy moet. Want ek gaan nie aanhou om so voor te sukkel nie. Ek verstaan. Ek is nou moeg gesukkel. Dit is geldig. Kan die stem dit wegvat? Die gesukkel. Die gesukkel. Ek gaan beter voel aan dan. Jy gaan beter voel. Nee, ek Ag nee man, kon nie, kom ons net agteroor sit en God se water oor God se akker laat loop nie. Wie moet dit dan doen? As jy in Johannesburg is, dan sit nie eens God se water nie, want jy kry nie water nie. So, was nie water nie. So dan moet jy maar hoor. Jy het nie die water gevat. Ja, nee, presies. Nee, dit is kyk, elke plaas sien. Ons sien dit nie, want die rede hoekom ek vra is want in Suid-Afrika is die groot storie tans is mense hou net op met stem. Hulle sê ons is nie lus om te gaan stem nie, ons wil nie. En dit is 'n bietjie is 'n weird plek om te wees, is jy kan nie regtig kla oor goed as jy nie ten minste kyk is die minste minimum effort, maar ek dink nie jy moet jouself gaan dink by ek gaan nie goed reg stem nie. Jy gaan nie Pretoria of Johannesburg reg stem. Nee, maar dit beteken nie jy moet gaan stem nie, kon nie. Dit help. En dis die punt, dis iets wat help wat nie baie tyd uit jou dag uit gaan vat nie. Maar moenie daar stop nie. Dit is wat ons altyd vir mense sê, verstaan van mooi. Gaan stem, skep die ruimtes, maar ons is nou al op die plek waar jy gaan daai ruimte dan wat jy geskep het met jou stem self moet benut op 'n manier. Sodat jy weer water oor jou akker kan laat gaan. Ja, was ook nie navorsing wat spesifiek ook gewys het op veral onder ANC ondersteuners. Dit is ook baie van die mense wat net opgehou stem het, maar hulle wil nie hulle kan dit half nie oor al haar kram vir 'n ander party te stem nie, net weens die land se geskiedenis maar ja, dan gaan stem hulle nie. En daar word ook baie gewag gemaak deur eintlik al die ander partye behalwe die ANC oor daai wegbly stem en wat dit tot gevolg het. Maar wat het dit dan nou eintlik regtig tot gevolg? So die stadsrade word saamgestel op persentasies, nie op absolute getal stemme nie, wat beteken as 'n sekere hoeveelheid mense wegbly, dan verander die persentasies al is die hoeveelheid stemme minder. So uiteindelik gestel almal bly weg behalwe Silje en Willie en dan nou die ANC se kandidaat, dan gaan dit die stadsraad derde verdeel word. As dit 3 stemme, maar derde, so jy kan nou indink, as die oppositiekiesers wegte en die ANC-kiesers daag op, dan gaan hulle 'n groter persentasie kry, en andersom is ook waar. Oppositiekiesers opdaag en die ANC-kiesers bly by die huis, dan gaan die oppositie 'n groter persentasie van die stadsraad kry, en of jy daarvan hou of nie, ek weet my pa sê altyd, jong, jy is al klaar met die politiek, maar dit is nie klaar met jou nie. En dit is die werklikheid, as jy daarvan hou of nie, daai mense kry dan die reg en die gesag om jou erfbelasting te hef, om jou erfbelasting op te stoot as hulle wil, om elektrisiteitstariewe te hef, al daai goeders. So dis wesenlike mag wat hulle oor jou gaan kry. So my gevoel is, gaan neem deel en doen jou bes hier en kyk of kan jy dit regkry om daai te swaar dat dit meer gunstig
vir jou sal wees, want die ANC se grootste oppositie tans is die Rusbank. Dit is eenvoudig as dit. ANC kiesers gaan nogal nie opdaag nie, hulle daag amper nooit in munisipale verkiesings. Die Rusbank veroorsaak baie probleme nog by die ANC. Kyk, na die naweek se kiesersregistrasie naweek staan die kiesers rond 29 miljoen. En ons het tussen 10 en 11 stemgeregtigde kiesers wat nie geregistreer is nie. So ons gaan nie tot by Vrydag wanneer die verkiesingsdatum geproklaameer word. Ons gaan nie tot by 11 miljoen kom nie. Is hierdie mense wat net uitgecheck het of is daar ergens anders? So is daar by die 40 miljoen, is eintlik by die 40 miljoen stemgeregtigdes Ja. Daar is, ja, onthou as jy 18 word, dan is jy stemgeregtig. So, maar dit is 'n storie wat ons van ons naverkiesing ook sien, is dit, ek dink die vorige kiesersrol was omtrent so 27, 28 miljoen, en uiteindelik het die ANC 6 miljoen stemme gekry, uit daai uit. So jy dink ook nie jou stem maak saak nie, daar's baie minder mense wat stem, as wat jy sou indink. En dieselfde met munisipale verkiesings nog meer, omdat dit kleiner eenhede is ek skat die ANC gaan weer minder as daai doen. Hulle doen gewoonlik omtrent so 20% minder in 'n munisipale verkiesing. So hulle mag selfs by die 4 miljoen stemme draai, nasionaal, oor die algemeen, wat hulle hier in die laat 30s teen gaan sit, wat 'n barometertjie is, want dit is die volgende ding wat die verkiesing is. Maar dit is belangrik is as jy nou daaraan dink, dis nie hierdie massas wat opdaag, mense is regtig moeg, en ANC kiesers is op 'n vreemde plek waar hulle kan nog nie vir 'n ander party stem nie, hulle probeer en dan gly die pen af. To be fair, ek het dieselfde, ek gaan Waar toe gaan jou pen? Myne gaan ek gaan EF en dan ek wil nie daar, ek kan nie daar neersit nie. As dit is 'n magneet, Dit is 'n magneet, hy druk hom weg, jy kan nie teen hulle wel vir Julius stem nie, maar dit beteken dis baie minder mense wat die toekoms bepaal in stemme as wat jy dink. En dis ook van interessantheid waarom daar so hard gevry word na minderheidsgroepe, maar Afrikaners spesifiek, want tradisioneel daag ons op om te gaan stem, oor die algemeen. En dit sê vir jou, jy het so 'n groep kiesers wat gaan opdaag elke verkiesing en vir jou gaan stem, en wat baie swaarder kan weeg met die groot wegbly stem. Nou waar dit vandaan kom, is ek dink mense is bietjie gatvol en kort en sien nie dat 'n stem vir 'n verandering gaan enigiets doen nie. So dan bly ons weg, want ons glo nie meer dat stem die voertuig vir verandering is nie. Jy het nou net gesê dit is nie die voertuig vir verandering. So wat is die voertuig vir verandering? Dit is wel vanaf solidariteit, dat ek dit my belange verklaar, is dit redelik eenvoudig. Ja, stem maak die ruimtes, maar besef jy gaan self met die toekoms bou wat jy wil sien. En die res van die land is nog nie altyd daar nie, maar hulle het nou vrede gemaak met, en dit is peiling op peiling wys Suid-Afrika is by, en ons is nie seker of stem regtig 'n groot verskil gaan maak nie. Dit beteken nie jy moet afsien van daai reg, nee? Nee, glad nie. Dit kan ruimte skep, en dit is baie belangrik dat dit ruimtes en spasies oopmaak. Om dit so te verduidelik is, om te gaan stem kan dit vir jou makliker maak om die toekoms te bou wat jy wil, om nie te gaan stem nie gaan dit vir jou moeiliker maak. So, dis een van daai, dis 'n redelik eenvoudige opsie. So, jy het verwys na Afrikaners, wat dan nou eintlik 'n lekker stembasis is, as jy hulle kan kry. Afrikaners stem uiteraard vir 'n paar verskillende partye. Daar is 'n hele paar partye vir wie jy kan stem. Ek meen selfs baie klein partytjies wat baie mense nog eers hulle name gehoor het, nie. Maar ek meen op sigself of op face value tipe ding is daar twee groot partye wat uiteraard erg meeding vir Afrikaners stemme, en dit is dan natuurlik die DA en die Vryheidsfront Plus. So net so 'n bietjie oor verwikkelinge die afgelope ruk in daai partye en goed, en hoe dit moontlik ook die Afrikaners stem in die komende munisipale verkiesing kan beïnvloed. Ja, kyk, daar's baie partye, maar Afrikaners tradisioneel stem feitelik almal vir of DA of Vryheidsfront Plus. Dit is maar waar jy jouself gaan bevind. Daar is enkeles in die ANC. En ons bietjie ACDP daar. ACDP bietjie, maar eintlik is dit maar die groot gros sal daar wees. Interessant is, die Vryheidsfront het 'n nuwe posisionering begin. Hulle sê, luister, ons is Afrikaner party eerste, en dan doen ons minderheidsregte, en dit beteken ons posisioneer onsself op die Afrikaner kultuurgroep, saam met 'n interessante hoek wat sê, hulle weet hulle gaan 'n koalisie wees, maar die Vryheidsfront maak jou koalisie beter. Ons is die volwassenes in die vertrek, ons doen baie koalisies, kyk hoe help ons. Ons het 'n bydrae om te lewer. Ons het 'n bydrae om te lewer, en met oom Pieter wat baie goeie werk doen met die tronke uitsorteer, waar die ouens duidelik wel hy spaar geld, en hy sorteer uiteindelik doen hulle eie kos, en hy's hard op kriminele wat meer is wat mense van Suid-Afrika
soek. So ek dink dis die hoek daar is basies luister ons gaan jou koalisie beter maak. Wil jy iemand anders hê wat alleen regeer? Die DA was op 'n vreemde plek waar hulle so 'n bietjie begin lyk of hulle wil afstand doen van Afrikaners teen amper met John Leo se intree toespraak en toe alles wat John Steenhuisen gedoen en gesê het vir amper 'n jaar en 'n half. En nou dat John weg is daar 'n baie harde pivot geweest wat sê maar okay, julle is nog vir ons belangrik en ons moet julle steun kry. Waar op grond jy hierdie pivot? Man op die feit dat hulle skielik opgedaag by elke funksie. Theo die Jager is nou van foto's uitgeëdit, is hy nou in die taakspan wat met help goeders oplos. So as jy praat van 180 grade draai, daai is redelik dit. En hulle daag nou op om te kom goed eet by die boeremark. Hulle Uber Eats het nie meer weg, soos John gedoen het nie. So Was dit 'n slim strategiese politieke skuif gewees? Ek dink is beide. Ek dink dis een is 'n groot deel van die DA se steunbasis is Afrikaner stemme en geen party kan bekostig om jou steunbasis te vervreem sommer net nie. Actually is daar vir ons die toonbeeld van hoe werk die taktiek van net met jou kiesers beklei. Is nie goed nie. Hulle raak al beter. Hulle raak beter. Hulle beklei nou met die oorblywende kiesers. Maar dit is nie 'n slim taktiek nie. Jy moet tog steeds hierdie is jou steunbasis en ons wegbeweeg van dit af want onthou boere raak aan Afrikaners oor die algemeen. Ja. Is alle Afrikaners glo vas eintlik kan ons boer. Jy Dis verkeerd daaroor maar. Dis verkeerd, maar jy dink ek het al lank ry ek in die kar en dink ek wat sal ek nou vanjaar plan. En dan nee, verstaan. So almal ergens in ons hart glo ons vas. Luister, ons eintlik kan ons boer as jy ons net bietjie los en klein bietjie leer, dan sal ons kan dit. So is die beste as jy nou besluit vir wie jy wil stem, is dit om daai verkiesingsmanifeste na te gaan en dan ook te gaan kyk hoe dit in praktyk neerslag vind het. Wil jy ons met die verkiesingsmanifeste gaan nagaan? Ja, hoeveel trek jy? Nee man, onthou, dis mos nou deesdae maklik met chat kan hom vir jou mooi opsom en vir jou wat jy spesifiek wil weet, vir jou mooi uitlig vir of teen die doodstraf vir of teen al die verskillende goed, so jy kan daai lekker vinnig kry en ek dink jy kan selfs vir jou help om selfs dan nou te gaan voorbeelde van waar dit jou naby stembus met loslaat. Dis 'n sterk argument teen demokrasie. Maar ag, dit was net 'n praktiese voorbeeld. Nee, ek verstaan wat jy bedoel. So in die ideale wêreld, gaan lees mense die beleide deur en al die manifeste. Baie prakties dink ek dis te veel moeite vir meeste mense. So indien niks anders nie, as jy nou staan aan daai hokkie, gaan dink net as daar 'n vergadering is waar my sake bespreek word, wie wil ek hê moet namens my praat? Want dis uiteindelik wat gaan gebeur. Is iemand in daai stadsraad gaan namens jou en jou belange moet opstaan. Wie wil ek hê moet dit doen? En dit is die persoon vir wie jy dan stem. Die manifeste dis tegnies is dit hoe jy dit moet doen, maar vir meerderheid mense is dit 'n bridge too far. Hulle gaan nie nou al die partye se manifeste deurlees ensovoorts nie. So volg geloofwaardige media wat vir jou hopelik kan verslag gee op dit, maar dis die kernvraag gaan wees is daar gaan 'n vergadering wees agter geslote deure waar daar besluite gaan geneem word oor jou belange. Stuur iemand wat jy kan vertrou. Stuur iemand wie jy sal vertrou om jou belange wel te verdedig daar. En wat namens jou kan beklei en wat kan dit hopelik vir jou die ruimte skep om aan te gaan. En besluit wie se tyd dit is. Besluit wie se tyd. Net so vinnig oor ons het nou die Vryheidsfront Plus en die DA genoem wat groot partye is, dan nou ANC het ons ook verwys na alles teen wat nog verder gaan afneem. Dan het die EFF en MK. So ek meen EFF voel of hulle eintlik regtig ook verdwyn het. Soos alles seker dan net belangrik uit die nuus laas week aan 'n verkiesingsmanifest bekend gestel, was groot opkoms geweest, maar ek sê met jou saam, ek dink hulle vlieg so 'n bietjie onder die radar as waar ons gewoond is. Miskien kry hulle net nie meer die blootstelling wat hulle voorheen gekry het nie. Ja, en MK word eintlik gekenmerk deur Zuma en sy dogter wat beklei en ander binnengevegte. Hy is nou die man in beheer van die finansies by MK, Jacob Zuma. Amptelik. Hy het dit nou. Hy het dit gevat na hom toe. En syne gemaak. Maar hy was eintlik nog altyd, maar hy het net nou so ons kan gaan deur die groot partye is okay, wat lê vir die ANC voor? My vermoede is nasionaal as jy die stemme mekaar te gaan hulle so te laat 30s toe val, selfs kom sê 34-35% rond eindig. En in terme van die twee metros waar ons gepraat het, so Pretoria en Johannesburg, wat dit gaan triekie wees is ek dink in Pretoria is hulle in die knyp. Ek vermoed wie se nie knyp die ANC. Ja. In Johannesburg is daar 'n goeie kans dat hulle swakker as die DA doen vir die eerste keer omtrent ooit. Maar dit gaan 'n interessante vryhandigheid beteken daar, want hulle gaan met 'n koalisie maak
En die vraag gewees met wie. Wat wel kom, en dis hoe die munisipale verkiesing werk, is alhoewel die ANC 30% nasionaal toe gaan val, of tussen 30 en, kom sê tussen 30 en 35 is my gevoel, gaan hulle steeds meer as helfte van die munisipaliteit in die land, of stadsraad in die land, 'n meerderheid hê. Want dis hoe landelike steun lyk. Daar is baie meer dorpies waar jy met 10,000 stemme kan wen, en dan in Johannesburg het jy 1 miljoen nodig om 1 te wen, versus jy kan 5 of 6 met 10,000 elk wen. So hulle is in verpyn, wat dit prakties beteken vir Cyril, is dis moeilikheid. Hulle moet nou eintlik toon dat die RNE vir hulle gewerk het, en die traject is af, en die traject vir die ANC munisipale verkiesings is altyd af. Hulle doen altyd swakker munisipale verkiesings as nasionaal, maar hulle is diep in die knyp hierdie keer. Die ding wat hulle gered het, die organisatoriese vermoë op grondvlak, is net weg. Dis glad nie meer daar nie. So dit is 10-1 'n slegte verkiesing vir die ANC. Die tweede grootste party is dan nou die DA. Ek dink die DA gaan 'n gemengde verkiesing hê. My vermoede is, hulle gaan die grootste party in Johannesburg word, maar nie alleen wen nie. En hulle gaan 10-1 in Pretoria met 'n koalisie met die Vryheidsfront kan regeer. Dalk nog enetjie by. Wat beteken Solje gaan die Metro se man word, maar Helen gaan met 'n koalisie aangaan in Johannesburg, en die vraag gaan wees met wie. Terselfdertyd is daar wel, hulle sal beklei. Ons sal sien wie word. Maar dit gaan nou Frank Chikane aan die ANC kant wees, wat hulle teen haar opstel. Jy kan hulle soos een van 'n wateraktiwiteite doen om die wenner te bepaal, dit sal gaan. Ek is op vir dit. Ek dink ons sê vir hulle luister. Lekker Kanoe val. Nee, ek wil nie met die eerbaarde beklein nie, dit voel vir my so keer. Ja, idees hoe dit werk. Zoo like toe, nee. 2 kandidaate gaan in, 1 kandidaat kom uit. Dis 'n driekamp, né? Presies dit. Okay. Ja, nee, dit maak sin. Ek wel, as jy vir die ANC se driekamp is, hardloop, swem, steel, dan wen die ANC. Okay, volgende week terug. In 'n geval. Wat wel vir die DA voorlees, ek dink daar's gevaarligte op die Kaapse platteland spesifiek. Okay. Die Kaapstad Metro dink ek is veilig, maar die PA is besig om vir op te vreet in elke tussenverkiesing op die Kaapse platteland. En hy het nie lekkere antwoord vir Guyton se hoek nie. So hulle gaan 'n gemengde resultaat is, gaan die metros goed doen, maar gaan in landelike gebiede waar hulle tradisioneel sou gewen het, dink ek bietjie meer sukkel as wat hulle sou dink. Dan het jy MK, dis redelik eenvoudig, MK gaan feitelik die hele Natal wen. Hulle is besig om hard te pivot, dis die ANC in Natal is wat dit is, en hulle gaan die hele Natal wen, of maar amper die hele Natal, hulle gaan baie goed doen daar, en ek dink hulle gaan daar op Durban kan alleen regeer, en dan raak hulle 'n werklike faktor, wat beteken nou dat hulle salaris en goed het hulle van die staat af kry. Vir die EFF is dit 'n moeilike tyd, want ag jy wou Julius, Nie alle tyd nie. dis nie alle tyd nie. Kyk, na sy skuldig bevinding kan hy homself nou nie eers meer in die voet skiet nie. Hy mag nie. So hy van dalk net 'n klip hard laat val of iets soos dit, maar daar is skiet sy ligkastele. Presies, dit is daar 'n swaar tye wat vir hulle voorlê, net weens die feit, dit was altyd Jivambu se rol, is om die organisatoriese vermoë vir die EFF op grondvlak te doen, maar dit is 'n munisipale verkiesing is baie werk, jy moet baie kandidaate stel, al die goed, en hy sien met Dani, so Julius kan warm toesprake maak, maar takstrukture, mense op grondvlak, kandidate en wyke, lyk of daar nie vreeslik baie gebeur nie. So hulle gaan 'n nasionale veldtog voer en hy gaan warm toesprakies praat, maar ek dink hulle gaan regtig nie 'n goeie verkiesing hê nie. Die IFP is laaste ene wat mens 'n wesenlike faktor kan wees. Dit moes die IFP se tyd wees. Maar ek vermoed hulle gaan in Natal skade lei aan MK actually, want MK doen die IFP se boodskap beter. Wat is ons doen die Zulu Stadsrade, en dan kom jy by die Vryheidsfront, wie ek dink 'n verrassing gaan wees actually. Ek dink hulle gaan goed doen, net weens die feit John het enorme skade vir die DA gemaak onder die Vryheidsfront en die DA kompeteer gewoonlik vir Afrikaner stemme, en John het baie skade gedoen onder Afrikaners. Hulle is besig om van dit terug te wen, maar daar is mense wat nog kwaad is, wat impliseer hulle sal 10-1 skuif na die ander opsie toe. Saam met dit het die Vryheidsfront hierdie sosiale media beweging wat sê Pieter Groenewald moet president word. Ja, Pieter president. Nee, van as jy peilings kyk, dis die gewildste kabinetminister by verre onder alle groepe in Suid-Afrika. En daai beteken dit gaan tog vir jou steun op grondvlak. Dis 'n goeie advertensie van. Dis 'n goeie advertensie, en dis ek ook sien hulle het nou plakate op groen gaan dit doen wat wat jy die aansig as ek kom by hou by die blou. Ja, toekoms is groen. Die maar net gaan hou die brinkkant bo. Wat sou nie nodig is. Nee, so jy so dit gaan 'n interessante ding wees na die tyd, vermoed ek ons gaan baie meer koalisies sien.
Pretoria dink ek hoop, dalk is dit die hart wat praat, DA Vryheidsfront koalisie wat Pretoria oorneem, veral nou met Metler se goed en daai is dit 10-1 op pad. Vir die ANC gaan dit die kat in die hoenderhok gooi rondom hulle leierskapsverkiesing wat einde volgende jaar kom. Want nou gaan dit basies wees wie gaan op die dooie perd klim. En jy het 'n paar mense wat nou gaan kyk na maar as ek die ding kom terug hier. En dan hulle gaan mooi met beklei vir hoe doen jy dit, maar die traject lyk net op een manier en dit skep enorme probleme vir goeie leiers kry, want wat gaan jy nou doen? Gestel jy kry Patrice Motsepe en jy gee vir hom basies hier is die dooie perd, daar, go, sit 'n mooi saal op, kom ons kyk. Ja, as hy geld gaan ongelukkig nie genoeg wees om 'n nuwe perd te hê. So vir die res van ons, waar laat dit ons in ander tot die verkiesing? Gaan stem vir iemand wie jy wil hê jy moet verteenwoordig. Ek sal myself verstout, ek gaan nie vir sê vir wie om te stem nie. Nee, moenie. Maar ek gaan sê vir wie om nie te stem nie. Moet asseblief nie vir Julius stem nie. Moenie EFF stem nie, moenie MK stem nie, en as jy regtig wil ANC stem, maar moenie ANC stem. Dit is dit is die ouens wat nou bewys het, hulle gaan nie vir jou diens lewer nie, hulle gaan nie jou belange op jou hart dra nie, hulle gaan 10-1 net jou geld steel as hulle in die stadsraad kom. So Okkie, stemreg bly weg nie. Nee, moenie weg bly nie. Daar's 'n kans dat jy vir jouself ruimte skep as jy stem, dis beslis dat dit nie daar gaan wees as jy nie stem nie. So gaan kyk, gaan dink net, vra vir jouself af, wie wil ek hê as daai stadsraad besluit, luister, ons lig erfbelasting 300%. Wie wil ek hê moet opstaan en gaan nee? Julle namens my praat, en dis eintlik waar hierdie gaan. Daar's nog baie water wat in die see moet loop vir die verkiesing. Ons raak maar so lank verkiesing fiks. Ons raak verkiesing fiks. Nee, ons sal Fibies. Helen is beter met rooi as ons, so. Sy's beter met alles as ons.